Vandag gaan ons praat oor astigmatisme. Wat is astigmatisme? Ek het al gehoor is 'n rugbybal, sokkerbal, ek weet nie wat se bal nie, dalk miskien 'n pingpongbal. Nee, ons praat eintlik van die kornea. Die kornea se vorm in die oog. So as ons kyk na hierdie glaslens, jy kan sien hy is deursigtig. As jy kyk na met 'n blou oog en jy sien die blou kleur, dan het jy al klaar deur die kornea gekyk. Maar die kornea is nie so 'n plat ding in jou oog nie, hy is wel deursigtig, maar hoe lyk die kornea? So ons praat van die kornea, die vorm van die kornea, dit is wat ons gebruik om 'n sekere kondisie te beskryf in die kornea. En wat is astigmatisme? Nou as jy kyk na hierdie albaster, hierdie is bietjie groter as 'n normale oog, maar kom ons verbeel nou, hierdie albaster is net so 1 centimeter, net oor 1 centimeter groot. Die albaster is hol, hy's perfek deursigtig, en dit is so 1 millimeter dik glas. So jy het 'n 1 millimeter dik glas aan die buitekant, en dan is hy hol binnekant, hy's perfek deursigtig, perfek rond. Ons vat daai hol deursigtige albaster wat 1 millimeter dik is. Ons vat 'n laser en ons sny hom so in halfte, doep. En ons vat daai 2 halftes en ons sit dit op die oog. Dit is hoe die kornea, die perfekte kornea in teorie moet lyk. Hy moet dieselfde kurwe hê so, hy moet dieselfde kurwe hê so, en enige hoek moet hy dieselfde kurwe hê, soos die ronde albaster. Dan, as jy gaan kyk na jou brilvoorskrif, dan het jy wat ons noem 'n sweer, SPH, of 'n sweer, daar is nie enige astigmatisme nie. So, dit is nou wat hy moet wees. Nou, wat is astigmatisme? Kom ons verbeel, ons het nou nie meer 'n perfekte ronde albaster nie, maar ons het nou 'n klein rugbyballetjie. Hy's ook net so oor 1 centimeter groot, hy's 1 millimeter dik glas, perfek soos 'n rugbybal gevorm, opgeblaasde rugbybal, hy het nie kinkels en kabels in nie, so 'n perfekte rugbyballetjie, 1 millimeter dik glas, hol deursigtig. Ons vat daai rugbyballetjie glas en ons sny hom so deur. Ons sny hom nie punte so deur nie, ons sny hom so deur. Ons vat daai 2 helftes en ons sit dit op die oog. Nou die eerste ding wat jy gaan sien is dat, jy gaan sien dat hierdie kurwe hier, die vertikale kurwe en hierdie horisontale kurwe, is nie meer dieselfde nie. Dis nie meer dieselfde soos met die albaster nie. Nou daai verskil in kurwes, dit noem ons astigmatisme. Nou, in my geval, kan jy sien, my hand se kurwe is bietjie meer styler daar, en hierdie kant is bietjie meer platter. So, ons het sekere name vir astigmatisme. As jou astigmatisme in 180 grade lê, dan noem ons dit with the rule astigmatism. As dit jou rugbyballetjie basies so lê, dan noem ons dit against the rule astigmatism. Natuurlik, die rugbybal kan enige hoek lê. So jy gaan kyk, as jy na jou voorskrif kyk, jy gaan sien daar's 'n sferiese komponent. Nou dit beskryf nou die grootte van die sokkerbal gedeelte. En dan het jy nou hierdie, wat noem dit silindriese komponent, waar dit nou so half die gedeeltetjies is wat nou die rugbybal vorm, en hy kan, so ek sê, horisontaal wees, hy kan vertikaal wees op enige hoek. Dit is astigmatisme. Nou, hoekom is astigmatisme belangrik? Want as ons in die oog kyk, die oog agter moet alles weer perfek saamgetrek wees. En nou die kornea voor is nie meer perfek rond nie. Maar ons soek eintlik so half 'n ding wat rond is agter in die oog, want die oog is ook natuurlik rond. So as ons die ding moet regmaak en vir jou 'n bril bou, dan gaan jy altyd sien dat daar's 'n gedeelte van jou bril waar dit dikker is en 'n gedeelte van jou bril waar dit dunner is. Dan het jy astigmatisme. Of as jy nie weet of wat jou voorskrif nie, dan vat net eenvoudig jou bril en draai hom so om jou neus. En as dinge begin skeef gaan, dan is jy ook heel waarskynlik astigmatisme. So wat doen jou bril?
Jou bril, as jy astigmatisme het in sê maar hierdie hoek, dan gaan jou bril vir jou 'n presiese gietvorm, 'n mold wees, om dit als weer rond te maak. So ons moet als weer rond maak, en dit is hoe ons jou lig fokus aan die agterkant, en as dit natuurlik kom by kontaklense, as jy astigmatisme het in jou kornea, dan gaan jy ook 'n toriese kontaklens hê, of 'n sagte kontaklens, daar gaan staan 'n toric, en dan gaan weer eens, daar gaan 2 of 3 verskillende nommertjies op daai boksie wees, die een staan weer SPH, sweer, dan staan daar 'n sil, en dan staan 'n hoek. Die hoek verwys na waar lê die astigmatisme in jou kornea. En dit is hoekom dit belangrik is om jou astigmatisme te weet en te verstaan, want soos ek sê, as jou bril nie reg is nie, of jou kontaklense is nie reg nie, dan gaan jy heeltyd so half sukkel om ordentlik te sien.